Ons kan dan na die woord van die Here toe gaan. Ons maak die woord van die Here vanaand oop by 2 Johannes. So nou dink ek vanaand so aan my pa, want ek was by hom by 'n diens gewees en hy is mos altyd vol grappies en vol dinge. En toe preek hy uit 2 Johannes uit en ek onthou hy het gesê, vir die van u wat nie weet wat 2 Johannes is nie, is na 1 Johannes voor 3 Johannes. So, so nou dink ek vanaand aan toe hy dit gesê het, maar ek sal nou nie dieselfde sê nie. So 2 Johannes en ons gaan daar die hele hoofstuk saam lees. Net 1 hoofstuk, 13 verse en ons kan dit saam lees. Ek lees uit so voor ons begin, net die verskillende opskrifte. Die een is opskrif in seëngroet, daar voor vers 1 en dan voor vers 4, die broederliefde en valse leraars. Kom ons lees die gedeelte saam. Die ouderling aan die uitverkore vrou en haar kinders, wat ek in waarheid liefhet. En nie alleen nie, maar ook almal wat die waarheid leer ken het, terwille van die waarheid wat in ons bly en by ons vir ewig sal wees. Genade, barmhartigheid, vrede sal met julle wees van God die Vader en van die Here Jesus Christus, die Seun van die Vader, in waarheid en liefde. Ek was baie bly dat ek van die kinders gevind het wat in die waarheid wandel, soos ons 'n gebod van die Vader ontvang het. En nou bid ek u, uitverkore vrou, nie asof u 'n nuwe gebod skryf nie, maar een wat ons van die begin af gehad het, dat ons mekaar moet lief hê. En dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het, dat julle daarin moet wandel. Want baie verleiers het in die wêreld ingekom, die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier en die antichrist. Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur die arbeid verkry het nie, maar 'n volle loon ontvang. Elkeen wat oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie, groet hom nie. Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke. Alhoewel ek baie het om aan julle te skrywe, wou ek dit nie met papier en ink doen nie, maar ek hoop om na julle te kom en van mond tot mond te spreek, sodat ons blydskap volkome kan wees. Die kinders van die uitverkore suster groet u. Amen. Ekskuus dat ek so hoes. Hulle sê as hulle nou stroop, dan kry baie mense sinus en ek sou een van daai baie mense.
Amen, baie dankie. Ek dink nou aan, ek weet nie of jy al die staaltjie gehoor het van, ek het daarom een, dankie. Ek wil nou juist die staaltjie vertel. Ek weet nie of jy al die staaltjie gehoor het van die predikant, wat altyd so 1/2 uur preek, maar nou stap hy op die kansel, nou haal hy 'n suiglekker uit, en dan druk hy hom hier in die kies, en dan preek hy, en as die suiglekker nou klaar is, dan weet hy maar, hy moet nou amen sê. En die een dag nou stap hy op, en hy sy hand in die sak, maar hy sukkel, en hy kry iets, en hy sit hom in die mond, en hy hier in die kies, en hy preek, en hy preek, en hy preek, en hier na 1 uur en 'n half, raak het nou lank, en die ouderlinge begin vir hom wys, maar hy moet nou klaarmaak, en hier na 2 ure besluit hy, maar hy gaan nou amen sê, en toe hy nou afkom, toe sê hy nee, toe hy nou in die sak grou, al wat hy kon kry is 'n knoop, so toe sit hy hom aan sy mond. So ek het nou suiglekkertjie hier in die kies gedruk, so hopelik help dit dat die keel nou nie te veel krap nie. So ek het die hele week met die EJ3 so sukkel met die sinus, maar ek spuit maar goeters en drink so 'n paar sinuspilletjies, so hopelik pla dit daarom nou nie te veel nie. Maar baie dankie vir die gebed ook. Ons kyk dan na ons teks van oordenking vanaand. En dit is vers 2, wat sê, terwille van die waarheid wat in ons bly, en by ons vir ewig sal wees. En praat ons vanaand oor die gedagte, is 2 woorde wat so prominent hier na vore kom, en dit is volhard, en dan in die waarheid. Nou dadelik, as 'n mens volhard hoor, of as ek volhard hoor, dan dink ek altyd aan daai lied, bly volhard soos atlete, dat 'n mens mos sou moet aanhou, en Hebreërs 12 vers 1 sê vir ons, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Dan sien ons dadelik hierdie beeld van 'n atleet, wat alles op die spel sit, wat aanhou, wat net hardloop, al is daar bulte, en al is daar soms groot afstande wat hulle moet hardloop, hulle hou maar net aan, en nou hoor ek, Dominee Jurgens en sy neef wat vanoggend hier was, het gister blykbaar in Stellenbosch of iets gehardloop, en nou praat hulle van die helshoogte pas, wat so optrane is, en hulle moet aanhou, en die ding kry net nie einde nie, maar hulle het klaargemaak, so met atlete, hulle hou net aan, en al is hulle moeg en uitgeput, partykeer stap hulle maar hulle hou net aan. En dit is wat die woord so vir ons leer, dat 'n mens alles moet gee, dat jy moet aanhou, dat jy moet volhard tot die einde toe. En dan kom leer Johannes hier van ons iets oor volharding, en dis 'n tema wat ons hier in 2 Johannes so duidelik na vore sien kom, en dit is volhard in die waarheid. En as 'n mens nou Bybelstudie doen, en jy wil nou weet waar 'n gedeelte gaan, dan kyk 'n mens mos maar na woorde wat baie na vore kom, woorde wat herhaal word, soos as 'n mens dink aan Romeine 8, hoe baie keer kom die woord gees in daardie paar verse voor. En hierso, iets wat ons hier duidelik sien, is die woord waarheid, kom somme 5 keer in die eerste 4 verse voor. Ek weet nie of u dit opgelet het terwyl ons gelees het, hoe baie mens waarheid noem nie. Maar dan weet ons, wanneer ons hierdie gedeelte begin lees, dit is 'n groot tema, 'n groot gedagte in hierdie gedeelte, is die waarheid. Nou wonder ons maar, watter waarheid is dit waarvan hy praat, en hy het dit eintlik klaar kom bevestig in 1 Johannes, wat hy daar geskryf het, en hy skryf hierdie waarheid is die beginsels van die Christelike lewe, soos geloof in Christus, gehoorsaamheid, liefde, 'n klomp goed wat hy kom opnoem, wat 'n mens vind in die woord van God. En dis maar eintlik die kern. Johannes 17 vers 17 sê, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Ek eers weer net die lekkertjie rol hier in my kies, dan kan hy nou eers weer 'n bietjie hier so help. So, u woord is die waarheid. Die beginsels wat hy noem, so een vir een, kom alles voor in die woord van God, en dis nou iets waaroor ons die laaste tyd baie praat. Ons het gepraat oor die saaier, en hoe die woord uitgaan, en hoe mense die woord ontvang. Laas Sondag aand het ons gekyk na die uitwerking van die woord, die effek wat dit het, as daardie woord begin uitgaan, en nou kyk ons na, hoe kan 'n mens volhard in die woord van God, en Johannes kom en hy skryf hier aan 'n uitverkore vrou en haar kinders, maar hulle moet volhard in die waarheid. En dan kom wys hy vir hulle 3 maniere, 3 beginsels, hoe dit gedoen moet word. So eintlik baie eenvoudig wat hy dit kom uitlê. Dit is so mooi dat die skrywer vir ons dit so kom wys. Maar dan as kinders van die Here, weet ons daar's baie afdraaipaadjies en baie mense wat so
op die pad val en wegdraai, en 'n mens hoor van hierdie goed, en dit bekommer 'n mens. En dan sê ons maar net vir mekaar, en ons sê vir onsself, maar ons wil volhard in die waarheid. Ons wil bly by die suiwer woord van God. Nou ek wil nie te veel uitbrei oor wat in ons land aan die gang is nie, maar mense hoef nie ver te gaan luister om te hoor wat in geestelike en kerklike kringe besig is om te gebeur, en hoe mense net totaal en al besig is om weg te beweeg van die woord van God. En nou kom ons in hierdie tyd, ons sê ons is 'n skrifgefundeerde kerk, ons staan op die waarheid, ons is 'n skrifgefundeerde gemeente, en ons leef en ons verkondig die woord van God. En dis iets wat so baie aangeval word. En die duiwel wil mense tot struikel bring. Hy wil nie hê mense moet leef volgens die woord nie. En so het ons redelik daaroor gepraat met die saaier ook, maar hoe hy mense wegneem van die woord van God af, hoe hy daai afdraai paadjies vir hulle duidelik maak, en hoe hy mense besig hou, sodat hulle nie by die woord kan uitkom nie. Daarom lees ons 1 Petrus 5 vers 8, en is eintlik so 'n belangrike vers. Hy sê vir ons, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Hy soek wie hy kan verslind. En nou, ons is gewoond aan hierdie vers, ons het dit al baie gehoor en ons ken dit, maar dis nie 'n waarskuwing om ligtelik op te neem nie. Hy sê, pas op, dis soos 'n leeu. Hy wil julle verslind. 'n Mens moet pas op. En daarom so duidelik om versigtig te wees. En nou dink ek aan die gevaar wat 'n leeu inhou, as 'n mens maar net aan die fisiese kom hou, as 'n mens daar in die wildtuin rondry, die van u wat nou al in die wildtuin was, nou sien ek baie mense klim uit in die wildtuin om foto's te neem, maar hulle waarsku mos, jy moenie uit jou motor uit klim nie en jy moet inbly, en toe sien ek nou die dag so kort videoetjie van iemand wat uitgeklim het, en toe wys hulle vir my, hier is die leeu's net hierso, en toe spring die persoon nou vinnig terug in die kar, want dis 'n groot gevaar. 'n Mens kan nie 'n kans vat in die wildtuin nie, jy kan nie 'n kans vat met 'n leeu nie, maar tog in mense se geestelike lewens vat hulle groot kanse. Ek wil nou sê, hulle klim spreek woordelik uit die motor uit, en hulle stap sommer in die veld in om foto's te neem, hulle is nie te bekommerd oor die leeu's wat daar is nie. So mense doen dit in hulle geestelike lewens, terwyl die waarskuwing sê, pas op, hy wil julle verslind. Dis nie 'n waarskuwing om ligtelik op te neem nie. Ons kan nie daai risiko vat, soos mense wat daar in die wildtuin uit die kar uit klim nie, want hy wil ons wegneem met die waarheid. Ons moet dit besef. Ons moet besef wie ons vyand is. Maar, nou wil ek bysê, ons is bekend met sy plan. Ons weet wat hy wil doen. Ons weet, hy wil ons wegneem by die woord van God. En 'n manier wat hy dit doen en reg kry in baie maniere, is hy verdraai die woord. Hy kom na mense toe, en hy gebruik valse leraars, om die woord van God te verdraai. Nou 1 Johannes praat van valse leraars, en dan sê hy in 1 Johannes 4 vers 1, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. So hy sê, toets, pas op, kyk, want wat het die duiwel met Eva gedoen? Hy het die woord verdraai. Wat het die duiwel gedoen toe hy vir Jesus in die woestyn versoek het? Hy het die woord verdraai, hy doen dit, ons ken sy plan. En dan natuurlik gebruik hy ook die wêreld om mense weg te neem by die waarheid. 1 Johannes 2 vers 15 en 16, moenie die wêreld lief hê of die dinge van die wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. So daar's soveel dinge in die wêreld wat 'n mens van die woord kan wegneem, 'n mens se aandag kan aftrek, werk, stokperdjies, ontspanning, allerhande dinge wat 'n mens se aandag kan aftrek. Weereens, ek het al baie vir gesê, dis nie verkeerd om daai goed te doen nie, is natuurlik nie verkeerd om te werk nie, maar waar is my fokus, waar is my aandag, wat is my prioriteit, want daai goed kan maak, dat ek nie by die woord van God uitkom nie. Ek kan my gedagtes wegneem by die woord van God. Daarom sê Efesiërs 5 vers 16, en koop die tyd uit
omdat die dae boos is. Dis Efesiërs 5 vers 16. So daar's hierdie dinge wat die duiwel gebruik om mense by die waarheid weg te neem, om mense afdraaikies te laat vat, maar dan kom Johannes en hy gee die bemoediging, hy gee die opdrag, hy sê, maar julle volhard in die waarheid. Julle het 'n gedigte vyand, julle moet soos atlete aanhou volhard tot die einde toe. Want as julle volhard, sal julle die prys ontvang, ons sal die wedloop voltooi en die prys ontvang. So daarom kyk ons vanaand na die gedeelte, en ons kyk na die 3 beginsels, sodat ons weet hoe om in die waarheid te volhard. Nou die eerste een is eintlik 'n interessante een, want nou die glo in die lewe loop so hand aan hand, en ons eerste gedagte vanaand is dan volhard in die waarheid deur te wandel. So weer eens, die lewe en die woord pas so mooi by mekaar aan. 2 Johannes 1 vers 4, hy sê, ek was baie bly dat ek van die kinders gevind het wat in die waarheid wandel, soos ons 'n gebod van die Vader ontvang het. In die Nuwe Testament kom praat die Bybel dikwels oor 'n mens se wandel, want dis mos nou iets wat in die Ou Testament skeef geloop het. Ons weet, baie keer het die Jode reg geglo en hulle het offers gebring en die goed, maar hulle lewe was nie reg gewees nie. En selfs in die Nuwe Testament, in die Fariseërs, hulle wandel was nie reg nie, terwyl hulle gesê het, hulle glo reg. So, baie word geskryf oor hoe 'n mens lewe, hoe 'n mens wandel. En dit wys net vir ons hoe belangrik dit is. Johannes skryf vir ons oor sy vreugde, toe hy gehoor het, dat sy en haar kinders in die waarheid wandel. En hy voeg by, hy sê, dis 'n gebod, om reg te wandel. Nou die woord wandel hier, en ek gaan nou nie ophou met al die Griekse terme en goed nie, maar die woord wandel hier sê dit is 'n aanhoudende proses. Dis nie iets wat gebeur het en nou is dit klaar en dis verby nie. Dis iets wat gedurig deur nog steeds moet gebeur. So dit is in 'n mens se alledaagse lewe. Alles wat jy doen, oral waar jy gaan, dit moet aanhoudend, moet 'n mens jou lewe meet met die waarheid. En die gedagte hier is dat hierdie vrou se kinders, wat dan moontlik al volwassenes was, aanhoudend sal reg leef en nie daarvan sal afwyk nie. Nie begin ander goed doen en vreemde goed doen en begin in sonde leef nie, maar aanhou om reg te leef. En dan skryf Johannes in 3 Johannes, ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. En dan in vers 6, dan praat hy verder oor die wandel, dat die liefde is om reg te wandel, en hierdie liefde is die liefde tot God. Hy sê Johannes 14 vers 15, as julle my lief het, bewaar my gebooie. So as iemand die Here lief het, dan word dit gesien in hulle werke, dit word gesien in hulle wandel. So daarom is dit 'n gebod, wat 'n mens se liefde tot God daardeur wys. So hoe wandel 'n mens in die waarheid? Hoe hou jy aan? Hoe volhard jy? Jy maak seker jou lewe is reg. Ons maak seker ons wandel is skoon en aanhoudend, weer eens daai aanhoudend reg lewe. Dit moet 'n lewenswyse wees. Mense sê mos altyd van 'n dieet. Hierdie, hoe sê ek nou maar die Engelse term gebruik, crash diets werk nie, want dan eet iemand en dan oor 3 dae dan alles wat hulle dieet het, dan eet hulle weer, haal hulle weer in sjokolade. So hulle sê daai goed werk mos nie, dit moet 'n leefwyse word. Jy moet gedurig gesond eet. En so is dit met hierdie wandel, dis 'n leefwyse. Dis iets wat gedurig reg moet wees. Maar hoe doen ons dit? Hoe maak ons seker ons wandel in die waarheid? En ons eintlik 2 maniere. Die eerste is ek moet gedurig deur toets aan die skrif, maar lewe ek wat die skrif sê, doen ek wat die skrif sê? En dan die tweede ding is en sensitief vir die stem van die Heilige Gees. As hy vir my kom wys, maar dit wat jy nou doen, dit is nie reg nie, dat ek sal reg maak. So lewe volgens die woord deur die hulp van die Heilige Gees. En dit sê eintlik al klaar vir ons in 'n groot mate hoe kry ons dit reg? Deur die Heilige Gees. Dis nie iets wat ons op ons eie kan doen nie, dis iets wat ons deur die instaatstelling van die Gees kan doen en sal uitleef. Daarom deel van die vrug van die Gees. En dan Jakobus maak dit duidelik. Hy sê dat as iemand wat gered is, iemand wat oorgegee is aan die Gees, hulle werke sal dit wys. Dit word gesien.
So daarom moet ek kyk eerstens, as ek wil sê, maar ek wil volhard in die waarheid, dan moet ek eers sê, maar wandel ek in die waarheid? Kan dit in my lewe gesien word? Is ek oorgegee aan die Heilige Gees in my alledaagse lewe? Want dis die antwoord natuurlik, om reg te wandel, in die waarheid te wandel, oorgegee aan die Gees. So dis die eerste beginsel wat Johannes hier vir ons kom gee, deur die hulp van die Heilige Gees, wandel in die waarheid, toets gedurig aan die skrif. Dan die tweede, ons kyk na volhard in die waarheid, deur mekaar lief te hê. Ekskuus, ek probeer nou nie te hard praat nie, want ek voel as ek hard praat, dan begin die keel krap. So ek praat nou maar so sag, maar ek hoor my mikrofoon is daarom redelik hard. So ek praat nou sag. Gelukkig hoef ek nie te sit en luister nie, anders sou ek ook nou al moeg geraak het met die eentonige stem. Maar die mikrofoon, om Wessel, moet maar my mikrofoon harder en sagter sit, dan klink dit of my toonhoogte daarom so nou en dan verander. So, volhard in die waarheid, deur mekaar lief te hê. 2 Johannes 1 vers 5, en nou bid ek uitverkore vrou, nie asof ek u 'n nuwe gebod skryf nie, maar een wat ons van die begin af gehad het, dat ons mekaar moet lief hê. Nou, dis mos iets wat ons laasweek ook oor gesels het, is juis hierdie broederliefde. Nou, ons ken die wet, ons weet hulle wil die Here Jesus vasvra, hulle kom na hom toe en hulle sê vir die Here Jesus, maar wat is nou die belangrikste, as 'n mens nou al die wette vat en die goed wat God vir ons gegee het, wat is die belangrikste? En hulle wil hom vasvra. En hy kom dan met die samevatting van die wet en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan weet ons mos die woord sê ook, die liefde bedek 'n menigte sonde, en dis waarvan hy praat. Ek sien party mense gebruik dit uit konteks uit, hulle sê, solank jy lief het, dan maak die sonde nie saak nie, maar dis nie wat dit beteken nie, dit beteken, as die liefde daar is, dan sal die sonde nie daar wees nie. So, liefde, en broederliefde, aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en profete. So as 'n mens dit doen, dan sal 'n mens in die waarheid kan wandel. So daai 2 wette, my liefde tot God en my liefde tot my naaste, dit kom uit in my werke. So nou kom praat Johannes hieroor en hy skryf, dat ons mekaar moet lief hê, dis 'n gebod, beginsel om te volhard in die einde, om nie te struikel nie, is dat kinders van die Here mekaar moet lief hê. 1 Johannes 2, en hy word ons nou die apostel van liefde genoem, Johannes, en hy skryf so baie daaroor, maar hoor wat sê in 1 Johannes 2 vers 9 en 10, hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder lief het, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. So hoor hoekom koppel hy die 2 goed aan mekaar. Hy sê, hy wat sy broeder lief het, bly in die lig. Hy bring hierdie 2 na mekaar toe. So as jou naaste en jou broeder lief het, dan sal jy nie struikel nie, jy sal nie sondig nie. En daarom is deel van volhard in die waarheid, is om daai broederliefde, daai liefde vir kinders van die Here te hê. En ons sien dit, ons weet dit. 'n Mens sal sien in gemeentes, en ons kan dink in die geskiedenis in kerke en wat alles gebeur het, sodra iemand daai liefde nie het nie, en hulle begin bitter voel, en hulle begin kwaad voel vir ander kinders van die Here, en hulle beweeg uit 'n gemeente uit, gaan kyk wat gebeur met hulle lewens. Dis bitter min wat hulle staande sal bly. Want wat gebeur? As ek nie in daai liefde is nie, volhard ek nie in die waarheid. So duidelik wat dit hier vir ons gee. So ons moet seker maak, ons het daardie naaste liefde. En dis weer eens, dis nie iets wat ons uit ons eie uit kan doen nie. Dis so 'n belangrike ding in kinders van die Here se lewe, maar dis iets wat die Gees gee. En ek dink ek het dit laasweek ook genoem, dat dit die eerste van die vrug van die Gees is. Dis daardie liefde. God word beskryf as liefde. Die Here Jesus bewys sy liefde aan ons, dat hy aan die kruis sterf. 1 Johannes 3 vers 16, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. So dit is so mooi hoe dit in vleg, want Johannes 3 vers 16 ken ons, hoe lief het God die wêreld gehad. 1 Johannes 3 vers 16, hy het dit vir ons gedoen, nou moet ons dit vir die broeders doen. So ons ken liefde deur die werk van die Here Jesus, dit wat hy in die kruis gedoen het, en nou sê hy, ons kan mekaar ook so lief hê.
Johannes 13 vers 34, 'n nuwe gebod gee ek julle dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. So duidelik vanuit die woord van God. Maar weer eens, dis nie iets wat ons uit ons eie uit het nie. Ja, party mense is natuurlik bietjie meer liefdevol as ander, en party is so bietjie moeiliker om lief te hê natuurlik as ander. Maar kyk wat gebeur in die woord. Die woord sê dit gaan nie oor die persoon nie, dit gaan nie oor hoe ons is, hoe ons karakter, hoe ons eienskappe is nie. Dit gaan oor die feit dat die Here Jesus Christus sy liefde in ons harte uitstort deur die Heilige Gees, en dan dat ons met daardie liefde mekaar kan lief hê. So dis iets wat ons van God het, deur sy Gees om liefde te kan gee. Daarom moet ons seker maak ons is oorgegee aan die Heilige Gees, want dit sal ons help om te volhard in die waarheid. 1 Petrus 4 vers 8, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. En ek het dit nou klaar verduidelik. As ons mekaar lief het, dan sal ons nie struikel nie. Dan ons derde en laaste beginsel wat ons is volhard in die waarheid deur waaksaam te wees, paraat te wees. 2 Johannes 1 vers 8, wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur die arbeid verkry het nie, maar 'n volle loon ontvang. So die eerste twee beginsels wat Johannes gee, het baie te doen met 'n mens se lewe, met jou wandel, met jou liefde. My liefde tot God word gesien in my wandel, in my werke. My liefde tot my naaste sal maak dat ek nie struikel nie. Maar die laaste gedagte gaan oor, nou het ek iets om te bewaar. Vers 9 sê, wie in die leer van Christus bly. So die leer van Christus, die waarhede in die woord rondom die Here Jesus se persoon, rondom sy werk, die liefde tot Christus en gehoorsaamheid, alles basiese beginsels in die woord van God, daai waarhede. En nou skryf hy, julle het dit, wees op julle hoede, dat dit nie weggeneem word nie. Wees op julle hoede, dat julle nie verlei word van dit wat in die woord staan. Deur valse leraars, deur allerhande leringe, om weggeneem te word. Want, en ek het dit al vir u gesê, as 'n mens se leer nie reg is nie, dan is jou lewe nie reg nie. En dis iets wat 'n mens duidelik kan sien as jy begin uitbeweeg in die wêreld en in verskillende kringe. As jou leer nie reg is nie, is jou lewe nie reg nie. Nou die dwaallering wat Johannes ook hier noem, wat in daai tyd baie te voorskyn gekom het, was die gnostieke. Nou wat hulle geglo het, is hulle het gesê, die Here Jesus het nie werklik mens geword nie, en die rede hoekom hulle dit gesê het, is maar die rede waar alle dwaalleringe ontstaan, is want dit het hulle gekeer om sonde te doen, en hulle wou so graag nog 'n bietjie sonde doen. So toe sê hulle, die Here Jesus was nie werklik mens gewees nie, want die vlees is sondig. So ek kan maar sonde doen, my gees is okay, maar my vlees doen sonde. So hulle daai twee kom onderskei. En hulle het so sonde goedgekeur. Maar hulle sê, solank jou gees reg is, hoef jy jou nie te bekommer nie, jou liggaam kan maar doen wat hy wil. En dis wat baie dwaalleringe vandaan kom. Mense sien, sjoe, maar nou kan ek iets nie doen nie, kom ons verander die leer, sodat ek dit kan doen. Nou dis wat in daardie tyd gebeur het, hulle het gesê, die liggaam kan sondig solank die gees reg is. En nou kom Johannes, hy sê, pas op, dat julle nie deur sulke dinge verlei word nie, want ons loon wat ontvang word, as 'n mens volhard, so 'n mens moet aanhou. En vir ons, om in die waarheid te volhard, moet ons ook waaksaam wees teen dwaalleringe. Pas op, om nie deur valse leraars en valse leringe van die waarheid af, weggevat te word nie. Want, ons moet reg lewe volgens die woord, reg volgens die Heilige Gees, en nie in wat mense dink reg of verkeerd is nie. Nou, daar's nou nie, ek dink nie ons meer vandag mense wat hulle self gnostieke noem nie, maar tog gebeur presies dieselfde ding vandag. Daar's soveel mense wat kerkbanke vol sit, en as dit Sondag is, dan sit hulle voor in die kerkbanke en voor in die koor, daarmee in ons kerk nie, kyk hoe leeg is die voorste banke, is nie hier in ons kerk nie. Maar mense wat in die voorste banke sit, maar gaan kyk Maandag tot Saterdag hulle lewe, dan lewe hulle soos hulle wil. Hulle praat soos hulle wil, doen wat hulle wil, hulle sondig, dit maak nie saak nie, as jy hulle buite kry, lyk hulle lewens presies soos die wêreld se.
Die wêreldse stories en die oorspel en die gevloekery en al hierdie goed, terwyl hulle sê hulle is kinders van die Here. En nou kan ons met hierdie goed te doen. En 'n mens kan op 'n dwaalspoor gelei word. En daarom sê die woord, ons moet so versigtig wees, waaksaam wees, om in die waarheid te bly, in die waarheid van die woord. Ons moet heilig wees, en heilig beteken ons afgesonder, anders as die wêreld. As mense ons daar buite sien, moet hulle sê, maar hierdie persoon is anders. Hy praat nie soos die mense daar buite nie, hy leef nie soos die mense daar buite nie, sy aand en sy oggendpraatjies is dieselfde. Dit wat hy sê, dit leef hy. So daarom moet ons daai ondersoek doen, seker maak ons leef volgens die waarheid van die woord, en ons word nie verlei, weggeneem by die woord. Want as ons verlei word, sal ons nie die loon daarvoor ontvang nie. Nou wat is die loon? Ons het al baie daaroor gepraat. 2 Korintiërs 5 vers 10, ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Nou, ons het oor die regterstoel gepraat toe ons by ons eindtye reeks was, en ons het so rukkie terug ook oor die loon gepraat, maar al wat dit vir ons sê is, daar's loon as ons aanhou, as ons volhou, as ons goeie werke doen. En daarom moet ons seker maak, ons is op die regte pad. En al wat dit eintlik is, en ek wil dit nou maar so vir u verduidelik is, die Here Jesus sê vir ons, ek gee vir jou die ewige lewe. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, ons is 'n nuwe skepsel, die Here Jesus het vir ons 'n nuwe lewe gegee. Wat doen ons met daai nuwe lewe? As ons met daai nuwe lewe volhard in die waarheid, dan ontvang ons loon daarvoor. So daarom, volhard in die waarheid. Nou dis 'n tema wat ons hier in die boek gesien het, sterk na vore kom, volhard in die waarheid, en toe kom Johannes en hy lig vir ons 3 gedagtes uit. Hy sê, wanneer ons in die waarheid wil wees, moet ons wandel in die waarheid. Ons moet leef, dit moet in ons werke gesien word. En toe sê hy vir ons, maar dan moet ons ook ons naaste lief hê. Daar moet 'n broederliefde wees, wanneer ons in die waarheid wil volhard en aanhou, soos daardie atleet. En laas het hy vir ons gesê om waaksaam te wees, dat ons nie weggeneem word, verlei word, op 'n dwaalspoor geneem word, terwyl ons wil volhard in die waarheid nie. En nou wil ek so vinnig vir jou 'n staaltjie vertel van hoe dit met my gebeur het, daarom nie geestelik nie, maar fisies. Ek ry Somerset Wes toe, van Durbanville af, en nou ry ek mooi op die R300, en ek Somerset Wes toe, en alles gaan wonderlik en goed, en ons ry terug, en toe ek nou terugry, toe sê die GPS vir my, maar ek moet nou hier van die R300 afklim, en nou dink ek by myself, maar dit kan mos nie wees nie, ek moet nog nie nou afklim. Maar ek klim tog maar af, want die GPS sê vir my, ek moet hier afklim, en hier vat hy my deur, hoe meld oomkie in die Kaap, wat is die area se naam? Weet nie, maar dis 'n area wat ek nie graag weer wil wees nie. Mofokeng, ja, toe vat hy my deur Mofokeng, en dis 'n area wat ek nie graag weer sal wil wees nie, en toe besef ek, 'n mens moet waaksaam wees, dat jy nie op 'n dwaalspoor geneem word nie, want as ek daar gesê het, nee, maar ek weet ek moet nie afdraai nie, en reguit aangehou het, dan sou ek nooit deur daai areas gegaan het nie, en so geestelik moet ons waaksaam wees, nie afdraai paaie vat nie. Dis wat Johannes vir ons leer. So as ons hierdie 3 beginsels toepas, beginsels wat ons eintlik reg deur die woord van God vind, maar wat Johannes nou mooi hier vir ons bymekaar kom sit, dan sal ons kan volhard in die waarheid, volhard tot die einde toe. Maar weet ons dan ook, dis nie moontlik sonder die Here. Dis nie moontlik sonder die Heilige Gees, waar hy ons help met hierdie 3 beginsels nie, want hy is die een wat ons krag gee, hy is die een wat ons leiding gee, hy stel ons in staat om dit te doen, of dit nou is in ons wandel, in ons liefde, in ons waaksaamheid, dis die Gees wat ons in staat stel. So dit begin met hom, dit begin met 'n oorgawe om te sê, Here, ek vertrou op U. O Heilige Gees, kom leer my, lei my, wees met my. Ek stel U in beheer van my lewe. En dis waar ons moet wees, en dan eers kan ons volhard in die waarheid. Die Gees is die een wat ons daarin lei. Die Here help U daarin. Amen. En ons buig ons hoofde en dan bid ons net saam. Wonderlike Here, ons kom sê vir U baie dankie vir hierdie woord wat U so vir ons gegee het, en ons sê dankie Here dat ons kan volhard in die waarheid.
En waar ons al gehoor het, dis vir mense bekommernis, Here, wat hulle sê, ek wil so graag, maar wat as ek 'n verkeerde pad vat? Wat as ek afval, of as ek 'n fout maak, of en dit is vir mense bekommernis, maar hier kom sê U weer vir ons, julle kan volhard in die waarheid, maar deur U Gees, en sê ons vir U dankie daarvoor, dat U Gees ons help in ons wandel, in ons alledaagse lewe, dat U Gees ons help om so by die warm kole te bly, by U kinders te bly en in liefde saam te wees, en dat U Gees ons ook help om waaksaam te wees en die werking van die vyand te sien, dat ons nie afdraai paadjies vat nie. Here, ons is so afhanklik van U, en ons bid dat U met ons sal wees. En wil ek ook vanaand dankie sê, Here, dat U met my was, met my stem in hierdie tyd, dat ek ook die boodskap kon bring. En ek loof en ek prys U daarvoor, en ook vir die week, Here, wees met ons, help ons, dra ons deur, maar gee ook vir ons geleenthede, Here, om ons lig te laat skyn. Ons sê vir U dankie in Jesus se naam. Amen.